Aangesien bejaardes meer tipe 1 spiroe sal het later van tyd en minder in staat is om hoër krag uit te sit, as ook 'n groter risiko vir bindweefselbeserings het ouer mense meer om te verloor deur te swaar te oefen. Hoë repetisieweerstandsoefeninge is dus vir bejaardes van groter voordeel. Om veilig te wees, is dit dus beter vir bejaardes om teen laer oefenintensiteite te oefen, maar steeds swaar genoeg om hulle toe te laat om te groei en krag te ontwikkel. 'n Veilige strategie is om meeste stelle van weerstandsoefeninge in die 20 tot 30 van jou 1 repetisie maksimum te hou. Dit beteken prakties dat jy om en by 20 tot 30 repetisies moet kan uitvoer per stel, voordat jy nie meer repetisies kan uitvoer nie en dit vir jou te moeilik is om nog 'n paar verder te doen. As gevolg van die verlies ook aan motorneuron effektiwiteit, is dit ook beter om die bewegings teen stadige repetisies uit te voer. Dis stadige beheerste bewegings. Dit mag dalk ook beter wees vir bejaardes om kleiner, meer gereelde weerstandsoefensessies te hê. Hoewel herstel wel aangepas is aan ouer mense, is dit nie naastenby so baie soos wat mense sou verwag nie. Dis kan ouer mense feitelik net so vinnig soos jonger mense herstel van 'n weerstandsoefensessie. Om dit dus saam te vat, moet ouer mense wanneer hulle weerstandsoefeninge doen, 'n stadige, meer beheerste tempo handhaaf, 'n laer oefenintensiteit handhaaf met meer repetisies per stel, en is dit nie noodwendig nodig om die oefenvolume te verminder nie, of hoe gereeld hulle oefen nie, maar ekstra klem kan geplaas word op prehabilitasie. Dankie dat hierdie reeks saam met my gevolg het oor sarkopenie, die verskillende maniere wat ouer mense wel geaffekteer word in 'n ou dag en wat daaromtrent gedoen kan word. Indien jy 'n program wil hê wat spesifiek vir jou gemaak is om jou liggaam te beskerm soos jy ouer word, kontak my deur Hernie.